Ek weet julle is almal nou al redelik baie naby aan die battery wat nou so daar na die laaste leveltjie toe gaan. So ek gaan vra dat ons nou net eers so 'n bietjie weer 'n oefeningkie doen. Kom nou, laat ons 'n bietjie kan losmaak. As julle reg is asseblief. Die woorde van hierdie lied, luister mooi. Die woorde van die lied word daarop geprojekteer. Kom ons sing 'n bietjie die lied saam asseblief. Maar bietjie harder asseblief. We spread and all that I want. Baie dankie, julle kan weer julle plekke inneem. Ek wil graag net die volgende boodskap in julle midde nalaat en ek gaan so 'n bietjie nou na die samevattende gedeelte toe begin beweeg oor die hele tema van die trauma werkgroep. Ek dink daar's 'n belangrike gedagte wat ons ook as liggaam van Christus moet verstaan. Ons het hierdie simposium en dan ook in aanloop na die vergadering toe wat môre begin, ook beskryf as 'n simposium wat fokus op Christelike barmhartigheid. So met ander woorde, dit is nie wat ons doen nie, maar dit is wat ons deur Christus doen. Stem julle met my saam? Dis wat ons deur Christus doen. Dit is nie om blokkies agter ons naam te gaan afmerk en te sê, kyk hoe wonderlik was ons gewees nie, maar kom ons sien hoe wonderlik het God in elkeen van ons gewerk. En daarom spesifiek hierdie lied. As ons vol bravade opstaan en sê, Here, dit is wat ons doen, dan het ons klaar verloor. Maar as ons voor God staan en ons sê ons is maar geroepe en gereed om gestuurdes te wees,
en ons kniel voor U neer en ons word niks anderste as deel van die handewerk van God nie. Dan wil ek vir julle sê, is daar vir ons letterlik geen horison wat nie geskuif kan word nie, omdat ons dit binne die verwysingsraamwerk van ons geloof en ons afhanklikheid doen. So wat belangrik is dat ons iets sal verstaan in hierdie proses van dit waarmee ons besig is. Ons gaan nou in die laaste gedeelte van ons gesprek in, Dominee Alrisha, hulle was vanmiddag aan die woord gewees, rakende die gesinsgeweld. Ons gaan hierdie nou 'n oop bespreking maak. Daar gaan nie nou enige terugvoer wees nie, want almal van julle was hier teenwoordig, almal van julle het reeds deelgeneem, het reeds die terugvoer of die oordra van die inligting wat ons gehad het, Alrisha se pa, wat met ons kon praat het oor bepaalde wetlike aspekte. So ek wil graag vra Alrisha, ekskuus, dat jy asseblief na vorentoe sal kom, en dat ek nou 'n bietjie vir julle dan die geleentheid wil gee om dan spesifiek deel te neem. Alrisha gaan nog steeds so 'n leidende gedeelte hanteer, en dan gaan ons die vloer oopstel vir bepaalde vrae wat, sommer hierdie enetjie. Dan gaan ons die vloer oopmaak, en dan gaan ons 'n bietjie gesels oor dit wat ons verder hanteer het. Ja, broers en susters, baie dankie. Ek wil probeer om so kort en samevattend as moontlik te wees, en ek het gegaan en 5 punte neergeskryf wat ek nou sou sê, want op die einde van die dag moet ons hierdie goed wat ons nou in theorie behandel het, moet ons gaan prakties maak. So ons moet gaan sê, wat moet gemeentes gaan doen? Wat moet diakens in gemeentes gaan doen? En ek wil nou hierdie 5 puntjies aframmel, en dan wil ek hê, julle moet vir my sê of julle met my saamstem, en of julle dink dis doenbaar, en of dit iets is wat julle in julle gemeentes kan implementeer, en dan, soos Dominee Jaco gesê het, maak ons die vloer oop, en dan kan julle nog voorstelle en nog kommentaar lewer, maar dis 5 goed wat ek gedink het, elke gemeente by die huis kan gaan toepas. Die eerste ding is, en ek weet, my pa het 'n paar keer in sy aanbieding ook gesê, is ons moet 'n plek van veiligheid word vir die slagoffers van geweld. Toe ek aanvanklik met hierdie werksgroep begin het, en ek en Dominee Gerard en oom Andries het ons eerste gesprek hieroor gehad, toe sê ek vir hulle, ek droom van 'n huis, op dieselfde basis as wat ons DPS-systeem werk, dat ek hierdie vroue uit hierdie situasies kan verwyder en vir hulle plek van veiligheid kan gee. Maar dis nog 'n ver droom, ons is nog nie daar nie, maar wat ons op hierdie stadium wel het, is gemeentelede wat daar die mense kan ondersteun, gemeentelede wat daar die mense kan help, diakens, kerkraad wat daar die mense kan help. So ons kan binne elke gemeente, gesinne, huise, identifiseer wat as plekke van veiligheid kan dien vir ons slagoffers. Ja, jong man. Ek dink dis moontlik. Nee, jong, ek is rustig, dankie. Ekskuus julle. Okay. Goed, so dit is die eerste voorstel. Hoe sou julle daar voel? Dink julle dis prakties? Dink julle dis werkbaar? Dink julle dis iets wat ons gemeentes toe kan vat? Okay. Goed, die tweede ding wat ek nou nogal by 'n paar van my kollegas gehoor het, dat hulle my akkoord gaan daaroor, waar's Dominee Frikkie nou? O, daar is hy, ja. Ek het gehoor by hom dat hy my akkoord gaan nie op, maar ons kan maar die ou huweliksformulier skrap nou. Nee, ons kan hom nou maar uit die boek uithaal, okay. Ja, dat julle nie hoef te skeer nie, dis okay. Ja, ek het gesê ek sal hulle dit gun. Goed, die derde punt, en dit is nou regtig ook weer iets waar ek elkeen van julle uitdaag, is om te let op die taal. Te let op die inklusiwiteit van ons taal wanneer ons oor geslagte praat. Ek
verstom my dat ek partymal my nog in vergaderings bevind en dan wie ook al die voorsitter is, broers, bla 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 bla, broers, bla 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 bla, en dan is ek is ook hier, weet, so die broers en sisters ding, asseblief, maar dis 'n stupid ding, maar Dominee Paula Eksteen wat met kinders werk, het vir ons ook gesê oor die manier hoe jong seuns oor meisiekinders praat, en Almien het genoem van die gesprekke wat sy gehoor het, van hoe paas met maas praat, en daai soort van ding. So ek dink weer eens, dis iets so ongelooflik prakties, dis iets so ongelooflik doenbaar, wat elkeen van ons kan doen. Dis 'n klein begin, maar ek dink dit is ontsettend belangrik, en ek dink dis wat die videoklip wat ek vir julle aan die einde gewys het, ook maar uiteindelik illustreer, is dat hoe ons praat, word uiteindelik hoe ons dink, word uiteindelik hoe ons handel, word uiteindelik ons ideologie. En toe ek die video kyk die eerste keer, toe herinner dit my aan toe ek op hoërskool was, en ek was in 'n meisieskool en in 'n koshuis, en ek herinner my toe aan die tipe goed wat die seuns gesing het tydens die atletiek. En toe dink ek by myself, dis nou die manne van my geslag wat nou in die wêreld in is, met daai, en dit was okay om daai soort van goed te sing. Julle weet waarvan ek praat. So, dis waar daar vir ons 'n ongelooflike groot stuk werk lê om te doen, so die taal. Dan die projek wat Dominee Kathleen se spreker Lynn van Rooyen aan ons voorgestel het, die Thursdays in Black. Ek dink dit is 'n doenbare projek. Ek dink dit is weer eens, soos Dominee Jaco gisterand gesê het, ons het nie nodig om die wiel van vooraf uit te vind nie. Hierdie gaan oor bewusmaking. So dit is baie maklik, trek net donderdag swart aan, kondig dit af, dat die hele gemeente dit doen. En as die mense sou vra hoekom, dan is daar 'n geleentheid vir gesprek. Dan is daar 'n geleentheid om te sê, maar dis vir ons gemeente belangrik, dat mense bewus gemaak word dat hierdie in ons samelewing gebeur, en dat ons ook uitreik, en dat ons ook 'n ondersteuningsbasis is, en dat ons net bloot solidair is met die mense wat ly, wat ek dink ook deel is van ons Christelike roeping in die wêreld. En dis weer eens nie moeilik nie, dis so maklik soos kondig dit af, en sê vir die mense wat dit beteken, en sê hulle moet die speltjie aansteek, so eenvoudig. Goed, die vierde ding, wat eintlik nie my voorstel was nie, maar ouderling Wilkins sinne, is dat ons 'n deurkollekte op die almanak inwerk vir die tronkbediening. Soos wat ons 'n deurkollekte het vir kindersorg, soos wat ons 'n deurkollekte het vir teologiese opleiding, ensovoorts, ensovoorts. Kom ons kry een vir daardie projek ook, want daardie projek benodig baie fondse, en dit is werklik 'n lofwaardige projek wat ons maar kan ondersteun. So, dat daar maar 'n sakkie wees daarvoor. En dan, die laaste punt, haal ek nou eintlik my kollega Dominee Martin van Rensburg aan. Hy is nou ongelukkig nie hier nie, maar hy was baie ernstig vir my gesê, Arisha, jy moet dit asseblief vanaand sê. Hy het gesê, ons moet iets doen in die gemeentes, om die manne bewus te kry daarvan, dat hulle hierdie saak moet dryf. Dat hulle hierdie saak van, ons is gekant teen die misbruik van vroue, ons is gekant teen geweld teen vroue, ons is gekant teen degraderende maniere van praat. Dis 'n saak wat die manne moet dryf. Juis omdat wanneer die manne dit dryf, soos wat Almien ook nou mag sê het, in terme van die vaders, dan dra dit gesag, en dan word dit gehoor, en dan reageer mense ook. So, en dit was sy woorde, dat hy dink persoonlik, ons moet die manne kry, om oor hierdie saak te praat, en om te sê, ons neem standpunt in, vir die slagoffers. En ek dink dis nogal wow, en dis weer eens bewys oor hoekom ek soveel respek het vir die manne in ons kerk, want dis die tipe goed wat hulle doen, en dis die tipe goed wat hulle sê. So, dit is my opsommende 5 punte, prakties, wat gaan ons doen? Dit lyk vir my in breë trekke of julle met my saamstem, en of julle dink hierdie sake is haalbaar. Nou gaan ek die geleentheid gee, en Jaco, jy moet vir my sê as die tyd om is, hoor. Nou gaan ek die geleentheid gee dat u kan byvoeg,
as daar nog voorstelle is van u kant af, want onthou hierdie diensveld is bloedjonk, so ons kan hom ontwikkel en ons kan nog byvoeg. Dankie Alrisha. Jare terug was daar advertensie op die TV van Garmin, waar ouens verdwaal en dan klim hy die kar uit en dan is daar sulke skurwe ouens wat hulle begroet. En dan met die idee van dat hulle nou rarig in die moeilikheid is, want hierdie ouens soek bietjie meer as net 'n vriendelike grappie. En ons gemeente het geskrywe daarteen gerig en gesê, maar julle beeld hier uit dat hierdie mans moontlik nou, ek weet nie wat is die korrekte woord, en jou pa gaan my moet help, want ek weet nie of die wetgewing al deur is nie, dalk geserimiseer word. En op daai tyd was daar nog nie wetgewing daarteen nie, ek dink nie dit kon met 'n man gebeur nie, as ek dit nie mis het, nee, julle moet my asseblief reghou. Ok. Wat ek hierdeur wil sê is, ek glo in my hart dat stereotypes oor vroue nie gebreek kan word as stereotypes oor mans ook nie gebreek word nie. En ons kan nie net vir ons seun sê, maar moenie dit of dat oor die meisie sê nie. Jy moet ook daai identiteit van die seun regkry, want wat sê jy oor jouself? Wat beteken dit om 'n man te wees? Wat definieer manlikheid en vroulikheid? En ek dink dit is, ek wil met Alrisha saamstem, dat regtig die manne sal hierdie voorbeeld moet stel, maar daar gaan baie dinge moet verander, nie net ten opsigte van ons denke oor die vrou nie, maar ook ons denke oor die man. Want as my denke oor myself nie verander nie, hoe kan my denke oor ander verander? En daar het ons 'n geweldige groot rol om te speel, in terme van, help my reg, maatskaplike werkers, hoeveel man sal sê, ek is gesodomiseer? Ek sal nie, want dit is 'n skande. Want ek is mos 'n man, hoe kan dit met my gebeur? En daai goed sal ook baie ernstig aangespreek moet word, as ons ernstig wil kyk na die stereotype oor die vrou. Terwyl ek geleentheid het ons hier na Steven toe kom, ek sal graag wil hê dat ons in hierdie stadium net gou na 'n video insetsel kyk, en dit sluit eintlik nou 100% aan by dit wat Paula gesê het ten opsigte van stereotypering, maar selfs oor die persepsies, en ek gooi nou spesifiek die woord persepsie hierin. Kom ons kyk gou 'n bietjie net na die volgende video. What's going on, guys? This is Mo. This is CT. And this is Ock TV. Today we're with singer actress Yo Ying. Today we're doing the domestic violence experiment. I'm going to be abusing him, he's going to be abusing me, and we're going to see who gets more attention. You was talking to him last night? I wasn't. Listen, yeah? Listen, you could tell me the truth. You could tell me the truth! Why are you talking to that guy last night? I wasn't. Listen, don't talk to guys. Listen! Why you was talking? I'm not playing. What are you doing? Oh, chill. Yo, we're filming. We're filming. Look, You alright? we're filming a social experiment. Look. You okay? We're just raising alright? awareness. We're just filming, bro. No, we're filming a social experiment. It's You cool, alright? man. Thanks for raising awareness, man. We're filming a social experiment for domestic violence. Thanks a lot, man. Right? Yeah, YouTube? Yeah? Yeah. I know, it's a prank type. They do stuff like that. yeah. We're just filming a, I don't know about you, He's but about to attack you right now, Bye. too. yeah. Thanks a lot, though, Yeah, not a problem, for man. saying something, you know? Alright. Yo! Thank you guys for saying. Look, we're filming. Thank you guys for saying. Don't do that! Listen. Don't do that! Listen, thank you for saying something. We're filming. We're filming. No. We're filming on social. No, this is We were just raising awareness for domestic violence. You cheating on me again? You texting that girl again, huh? I wasn't cheating at I you. saw that picture too. I wasn't cheating at you. Stop on the ground. I wasn't cheating on you.
serious? Are you serious right now? Are you serious? Are you serious? Are you serious? Come on, bro. You don't do that shit to me. I wasn't cheating on you. Hell. I wasn't cheating. You texted that girl again. I wasn't cheating on you. I f***ing caught you red-handed, dude. I wasn't cheating on you. Chill out, not in the public. Kidding me right now? What? Hitting you what? I wasn't cheating. Why are you hitting me for? Why are you hitting me for? Make sure to check out the other new epic prank video we did with Dennis CTV. It was amazing to film. Click right here. Is dit in 'n mate lagwekkend of is dit skokkend? Dis hartseer. Terwyl ek nou weer daarna kyk en ek het dit al van tevore gesien. Ons wees eerlik met mekaar. Ons stap in 'n situasie in waar iets met hierdie in 'n situasie soos dit gebeur. 'n Man sal daar verbystap en sommer vir hom sê vir haar sê ag moer hom harder. That's reality. That's reality. Ons onmiddellike reaksie ag jy's 'n pissie. Kan jy jouself nie verdedig nie. En ons moet met mekaar realisties en eerlik wees ten opsigte van dit. Hier is baie van my vroulike kollegas in die kerk en ek sê dit nou vanaand met vrymoedigheid wat besef ek is 'n baie groot kampvegter vir die reg van elkeen wat in hierdie stadium sy en haar stem moet laat hoor. Maar hoor mooi wat ek sê, sy en haar stem moet laat hoor. As ons na 'n situasie soos hierdie kyk, ons praat oor domestic violence en ek verstaan persentasiegewys gebeur hierdie dalk baie minder. Maar is dit wat gebeur meer aanvaarbaar omdat dit 'n man is en minder aanvaarbaar omdat dit 'n vrou is? Is dit meer vernederend wanneer dit 'n vrou is en minder vernederend wanneer dit 'n man is? En ek dink dit is waarom ek graag wil hê, kom ons verander die persepsie wat daar bestaan dat as ons praat oor domestic violence. Daar's nog een videoklip. Ek wil graag hê dat ons na die volgende moet kyk. Want hierdie goed spreek 100% ons omstandighede aan. Na hierdie volgende insetsel sal ons dan weer 'n geleentheid gee om vir die bietjie terugvoer te vra. Neighbors and residents across the wall are complaining about the drumming noise. Yeah, but you know, you're living in a community here. You can't be doing this, you know, in the middle of a complex. It's such a noise. It's really, you can hear every
I'm sorry, man. Ben, what's this? Oh yeah, let's check out that's Brian. I know it's Brian, it says Brian, yeah, I'm not stupid. Oh, yeah, well done, David. Lovely. Oh, you see. Wat sê julle nou? Oh, Mac. Dankie, Alrisha. Steven. Ja, ek is eintlik verskriklik huiwerig met dit wat ek nou wil sê. Maar ek wil het toch van my hart afkry. Die kerk het in die begin van die vorige eeuw nog nie soos wat Alrisha gesê het, die vrou in die amp erken nie. Dit is een jong ding, ek het daarmee saam op fakulteit gekom toe Prof. Jolanda Dreyer sy het 'n jaar of wat voor my gestudeer en ek was bevoorreg om haar proefprojek te gaan bywoon. So dis nie iets wat die kerk al die jare doen nie. En in daai tyd toe die vrou nie diaken kon word nie, toe sy nie ouderling kon word nie, toe sy nie predikant kon word nie, toe sy selfs aan die begin van die vorige eeuw nie eers in 'n kerkraad, in 'n gemeentevergadering mag opgestaan het en mag gepraat het nie. Moes die vroue 'n ander uitweg vind en toe stig hulle die NISV. Dus en ek wil niks negatief sê oor enige van die werk wat die NISV doen of enige positieve dinge wat uit die NISV gevloei het nie. Maar die ontstaan van die geskiedenis van die NISV is 'n dolk in my hart. En dit het gebeur omdat die kerk nie vir die vrou 'n plek gegee het nie. Dis dieselfde mans wat nou positief praat en positief doen en positiewe taal wil gebruik wat veroorsaak het dat die vrouens nie 'n ander rigting gehad het om hulle geloof in God te kan uitleef nie. Ek wil vra as ons dan nou en wat op my hart lê is as ons dan nou dinge wil regstel, wat nou? Wat nou? Baie dankie Steven. Mariaan.
Ek dink ek gaan sommer net hier voor staan. Broeders en susters, weet jy, ek wil 'n lansie net breek vir die pad wat die kerk gestap het. Ek was een van die eerste vrouens wat in hierdie kerk afgestudeer het. Jolanda, Elsie Wolmerans, Coty McDonald, Stel Danhauser en ek. Ons kon nie plekke kry om 'n proefpreek te hou nie. Van kerkraad het ons op ons uitgestap. Prof Adrian Pont het van my gepraat as die Johan Kokemoer, my klasmaat, as die Wit-Trojaanse Mary. As die Wit-Trojaanse Mary gesit het, dan kon die klas aangegaan het, meneere. Ek dink nie Prof Pont het tot vandag toe met my woord gepraat nie. Bedoel ek in die sin van my geag as 'n predikant nie. In alle eer en alle respect en opsigte van hom, en ek verstaan dit, en julle sal nie glo nie, maar ek het my BD-skripsie by Prof Pont gedoen. Alhoewel Prof Pont vir my reguit gesê het, dat hy gee my 'n 74%, want hy gee nie aan 'n vroue onderskeiding nie. Ek het verloof geraak, 2 jaar nadat ek afgestudeer het. Ek moes ouers vra by Prof Bart Oberholzer. Kathleen, jy onthou daai era? 'n vrou wat 'n predikant was, moes met 'n predikant trou, anders verander jy jou lewensstaat, want jy is gekoppel aan die man, dan mag jy nie in die bediening staan nie. Toe het ons nou almal met dominees getrou, oh my word. Ons het 'n verskuilde motief gehad met julle manne. Ek moet dit ligtelik sê, want is regtig maar ons moet maar glimlag oor hierdie goeters. Maar weet jy wat, ek het ook in gemeentes ingestap, soos die gemeente Kempton in 1987, wat my gevat het as 'n vrou, en mense soos Etienne Fourie, en die ring van die gemeente die ring van Suurfontein, en my eie klasmaats, het my aanvaar as die vrou wat ek was, en ja, ek het saam met hulle na die ramppartytjie toe gegaan, en nie na die kombuistee toe nie, dit was daai jare, Johan, dis hoe dit gewerk het, dis hoe dit gewerk het, met ons as vrouens, en ek was die ene wat al die uitstel op die toetse by Prof Andries Breitenbach moes gaan vra het, by Poch, want hulle was te bang om het te doen, en weet jy wat, ek is vandag hier en ek is trots om 'n vrou te wees en ek is trots om 'n predikant te wees in hierdie kerk wat gegroei het en wat my gedra tot waar ek vandag is. En ek wil vandag vir sê, miskien stel ek myself ongelooflik bloot vir vanaand vir dit te sê. En ja, ek wil amper sê, maak maar vanaand daarmee wat u wil. Ek is 13, 14 jaar terug geskei. Die dag toe ek vir die kerk sê dat daar probleme is in my huwelik, is daar vir my huis toe gestuur en gesê, gaan leef voort, en die volgende dag my gebel om te hoor of ek nog daar is. Die dag toe ek sê dat ek nou skei, is my traktement onmiddellik gestop, want as dit gewerk het, en 'n kerkraad en 'n gemeente het op 'n maandagoggend gekom en my die kerk se sleutel en die saal se sleutel gevra, en veral die ene van die vrieskas, met 'n dogter wat 13 is en 'n seun wat 11 jaar oud was. En ek sal vir u sê dat ek het deur elke vorm van hel gegaan, omdat ek die Satan in die kerk was. Daar vir my gesê, ek het gemeente bedrieg met die nagmaal, omdat ek geskei is, terwyl ek self met 'n predikant getroud was. Maar hy het nie die kerk of die gemeente bedrieg met die nagmaal nie. En God dank, is ons weg van dit af. En ek wil vandag vir julle sê, die spore wat ons as vrouens, vir vrouens vooruitgeloop het, was harde spore. Maar ek is trots om hier te staan en vir julle te sê, ek sal daai spore weer en weer loop, want ek het wonderlike klasmaats gehad. Ek dink met groot en goeie herinneringe terug in my jare op die fakulteit. En ja, al daai goed wat saam gebeur het, en as ek vandag daaraan dink,
weet jy wat, het vir my nie 'n slegter mens gemaak nie, maar vir my die mens gemaak waar ek is vandag. Ek dank God vir dit wat met my gebeur het, binne in hierdie kerk se liefdeloosheid, met my egskeiding, want dit het my geplaas waar ek is vandag in die bediening wat ek het, dat ek geleer het om te vergewe, want ek moes hierdie kerk vergewe. En niemand sal weet wat dit vir my beteken het 'n dag, toe koerante my bel en vir my sê, ons publiseer sekere sake, en ons in 'n nagtelike uur in 'n Hooggeregshof moes staan, om my kinders se name uit die rapport en die beeld te hou. En my dogter wat 'n 3de jaar regstudent is, op 'n maandag nadat in die koerante verskyn het, my verlede weer eens in die koerant verskyn het my dogter sy is 'n regstudent gewees na 3 jaar by die fakulteit gesit by Tikkies. En iemand het na haar toe opgestap en vir haar gesê, jy behoort vandag goed te weet wat om te doen en hierdie vraag stel, want jou pa is mos so. My kind het 4 jaar gevat om 'n 4de jaar klaar te maak as gevolg van haar angs. My kind is nie in staat om in 'n kerk te sit met 'n pyporgel nie, want dit bring haar kinderjare se trauma terug. En weet jy wat, dit het haar ook gemaak wie sy is vandag, want my kind werk ongelooflik hard saam met my in hierdie gevangenis. En my kind moes leer om te kan laat gaan, alhoewel my kind dink ek nie hierdie kerk vergewe vir wat gebeur het nie. Ek dank God vir mense soos Frikkie Labberskag nie, want dit was hy wat na my toe gekom het en gesê het, vir kollektief neem ek verantwoordelikheid vir wat met jou gebeur het. Ek dank God daarvoor dat ek daai geleentheid gehad het om daai pad te stap. En ek wil reg vandag vir julle sê, as dit kom by die geweld teen vroue en kinders en wat ook al, is dit iets wat ons met groot respek en groot omsigtigheid moet hanteer. En ons moet baie versigtig wees oor wat ons agteraf sê. Agteraf het my amper dood gemaak. Ek sê vandag vir julle, is die genade van God dat ek nog hier staan en my kinders hier vandag nog hier kan staan. Want dit het my klaar gemaak. Is daar die praat in 'n gemeente en wat maak ons met die vrou wat kom aanmeld en vir ons sê, ons kan haar by 'n gemeentelid plaas. Wat maak ons daarmee? Praat ons daaroor? Geniet ons dit? Ek sien nou byvoorbeeld oor hierdie vrou wat ek vandag vir julle gepraat het, wat vrygelaat is na 19 jaar. Iemand bel my en ek wil vir julle sê, ek kry ontsettend baie oproepe van die pers, wat vir my vra, hulle wil graag ingaan in die gevangenis, want hulle wil kyk wat gaan aan in die kop van 'n moordenaar. Hallo, wat gaan in jou kop aan? En jy weet wat, dan sit ek en dink, joh, dit is onwerklik. Wat gaan in die kop van 'n moordenaar aan? En weet jy, ek het gesien, iemand het my gebel, een van die mense wat ook te doen het met die gevangenis goed, en vir my gevra, SMS asseblief vir my haar van, want ek wil haar graag gaan Google. Is het nodig om haar te Google as sy na 19 jaar 'n nuwe lewe begin, en ek het dit geweier. Ek het dit geweier, want jy doen dit nie, jy kan nie. En dis wat ons moet besef, wat ons sal moet begin doen, ons sal moet aanbeweeg. En ek wil vanaand van my manlike kollegas sê, weet julle ouens, my persoonlike mening, julle is nie te bad nie. Ek het julle regtig, julle was goed vir my toe ons begin het in daai jare, en ek kon die pad loop, en ek is trots om vanaand te sien, waar het ons gevorder. Kathleen sit ook hier vanaand en praat, Kathleen is 'n paar jaar na my klaar gemaak, en Kathleen ken daai ding van die pad in die kerk, en dit is 'n moeilike pad. En ek dink, ons vrouens het 'n uitdrukking, ons druk onsself uit vandag op pragtige maniere, en ons werk in die bediening, en ons doen hierdie goed, en ek het waardering, en ek staan vanaand vir julle op om vir julle dankie te sê, vir dit wat julle vir ons doen, vir julle, wat julle mans, en die erkenning wat julle vir ons gee, en dat julle vanaand vir ons eintlik kom, en ook vir ons sê, maar ons vat julle hande, in hierdie saak oor mishandeling, want ons erken en respekteer julle as vroue.
En ek wil vir julle net sê dankie daarvoor, want dit is vir julle wat die kerk nodig het, en dit is wat ons nodig het in hierdie raad. Dankie. Ek het gesien Dominee Naas se hand was op en Tannie Tessa se hand was op, Fanie se hand was op. Ek wil net as jong predikant reageer op dit wat my kollega nou net gesê het. Ek kan 100% daarmee saamstem, maar ek wil ook ietsie byvoeg en ek wil sê, dankie vir julle in die geslagte bokant ons. Ons het nie nodig gehad om daai seer deur te gaan. Want teen die tyd wat ons afgestudeer het, toe was die pad al gemaak. So ons sê vir julle dankie, dat julle daai pionierswerk gedoen het. En elke dag, wanneer ons opstaan, en die voorreg het, om op 'n kansel te kan klim, dan sê ons vir julle dankie, want ons sou nie die voorreg gehad het, as dit nie vir julle was nie. Dominee Naas. Baie dankie. Ek wil daarom net, so alle ernstige goed, is daarom daarom altyd ook so 'n bietjie 'n stukkie humor in. En nou wil ek daarom ook net aan die ander kant, Mariaan, skets van wat jy nou gesê het. En ek dink daar's min van ons wat dit sal kon onthou. Berend wat daar sit, Maarten, Fouché en dalk van die ouer vroulike predikante. Nie ouer as ons nie, Kathleen. Weet jy, daar was 'n tyd toe hulle nie deel mag wees van der Hof nie. Hulle kon die vergadering voor die tyd, wanneer die teologiese spreker gepraat het, kon hulle bywoon. En wanneer die van der Hof vergadering begin het, is die vrouens verskoon. En ek het die twyfelagtige voorreg gehad, omdat die voorsitter van der Hof op daardie stadium in die koshuis was waar ek is, het ek die geleentheid gekry om hulle koshuis toe te loop, want hulle het almal in dieselfde koshuis gebly. Sodat hulle veilig by die koshuis kom. En dan as ons by die koshuis kom, dan sê hulle vir my, Naas, ga jy vergadering toe? Dan sê ek, ja, ek moet. Sê hulle, ag, drink gou 'n koffiekie. En dan drink ek 'n koffiekie en dan kom ek laat by die van der Hof vergadering. En wanneer ons dan op 'n Dinsdag of 'n Donderdag aand vergadering gehad het, en ek kom by die koshuis, dan sê hy vir my, kom, jy kuier mos by die vrouens. Jy dink nie jy moet by die vergadering wees nie, buk. En dan het ek so 6 tot 8 houe met 'n tekkie gekry. En die volgende vergadering was dit weer dieselfde gewees. So ons manne het ook so bietjie gelei om julle te kry waar julle vandag is. So 'n stilligheid in die koshuise. En nou wil ek net vir julle vertel van toe ek jong predikant op Waterval Boven was, en ek dink dit vat nou 'n klomp goed saam van wat ons in hierdie tyd gedoen het, Dominee Jaco. Dit was maar 'n spoorweggemeenskap en dit gaan maar hof. En daar was 'n man wat verskriklik gedrink het, en as hy gedrink is, dan rand hy die vrou en die kinders aan. Pastorie was op Moshadorp gewees. Dan moet jy van Moshadorp af Waterval Boven toe ry, en die Saterdag aand bel hulle my weer en sê, hierdie ou is weer goed gedrink, gelukkig het die bure nie gemaak soos die bure in die kompleks nie. Het hulle gebel. Daai dit was al nog voorhekkies, maak die voorhekkie oop, lui die klokkie, maar die fight is te groot. Hulle hoor nie die klokkie lui nie. Ek stap toe nou maar naderhand in, en toe ek in die kombuis kom, toe klap hy hierdie vrou. Maar toe hy haar klap, toe sien hy, hier staan ek, en hy skrik, en hy kyk haar so, hy sê, is die laaste keer wat ek met jou praat, van môreoggend af gaan ons kerk toe. Gelukkig was ek die getuie daarvan gewees, en kon ons werk, en het uiteindelik voorsla binne in die gemeente geword, toe die probleem aangespreek kon word. Baie dankie. Baie dankie, Dominee Naas. Is daar nog enige iemand? Yes, like dames en here. Miskien moet ek dalk net so 'n aansluiting daar by Dominee Naas en die dames wat nou verskoon is toe die Van der Hof vergadering begin het.
Ek het gelukkig hier vroeg in my studentejare 'n plek met die naam van Maloney's ontmoet. En Maloney's was in elk geval baie beter. Baie beter as enige van rolvergadering. So ek hoop julle het ook 'n Maloney's gehad. Dalk is dit waar Drop Zone vandaan gekom het. Hi, dankie Jaco. Broers en susters, ek wil eintlik graag 2 opmerkings maak. Dominee De Beer, ek gaan my plig versuim as ek u nie reg help nie. Die NHSV is nie ontstaan as gevolg van die feit dat vroue swaar gekry het, mishandel of onderdruk is nie. Die NHSV het tot stand gekom vanweë die feit dat ons volk in armoede gedompel was na die oorlog, dat ons swaar gekry het. Jy ken die verhaal van die Anglo-Boereoorlog, blanke armoede, het hooggetyd gevier, en ons manne was weg, en die vroue het toe besluit om die armoede kwessie aan te spreek, en vanweë die werk wat hulle gedoen het onder ons volk en ons mense, het die kerk dit erken en hulle is gevra om 'n amptelike vereniging te vorm. Die dosente by die Universiteit van Pretoria en die teoloë het daardie versoek spesiaal gerig en van daar af het die NHSV tot stand gekom. Ek wil graag vir verwys na ons bundel, maar ek gaan hom sommer vir jy skenk ook, dan kan jy dit op die koffietafel sit. Maar dit in ligter lyn. Tessa, kan ek net vir jou sê, die van julle wat vir Steven De Beer ken, geef hom 'n hande, geef hom 'n goeie applous, want hy het geslaag in sy poging om daai gratis boek in die hande te kry. Wat ek egter wel wil sê, en dit sluit baie aan by wat Marianne en Kathleen hulle almal gesê het, dit was nie 'n maklike pad vir ons vroue predikante nie, maar dit was een aspek. Ek wil my dit verstout om te sê dat daar baie predikantsgesinne was, waar die predikantskinders self ook swaar gekry het, en deur kerkraad, ouderlinge, gemolesteer is. En dat hulle moes sê, weet jy moet stil bly, want jou paas moes die dominee. Kan jy dink wat het aan hom gaan doen as jy praat? Ek is bewus daarvan, ek weet van sulke gesinne. Die kerk het al 'n groot pad geloop om dit aan te spreek. Maar ons predikantsgesinne was onder druk. Nie net die vroue predikante nie, die kinders ook. En dit beteken dat in ons gemeentes is daar gemeentekinders wat ook dieselfde paadjie loop. En ek dink van daar af met Charmaine se ding oor die verklarings wat ons moet aflê, gaan ons dit ook dalk in 'n groot mate die hok kan slaan. Maar baie dankie aan die ADV dat ons hierdie ding ook onder almal se aandag gebring het. Net gou vir die batterye ry. Sommer nou double duty. Terwyl Fanie besig is, kan ek net 'n aanduiding kry, wie van u wil nog 'n spreekbeurt hê? Japie? Skus ek. Andreas skus. Kathleen, wie nog? Is daar nog 3? En jou naam? Tommy. Jy is die tipe van ou wat ek moet ken. In my vriendekring het ek mense met goeie name nodig, om ouens af te skrik. Tommy, baie dankie. So ons het nog so 4 sprekers, dan vra ek dat ons saamvat asseblief. Okay. Ek weet nie waar sit jou batterye in die frikkie. Okay, ek wil 2 dinge aanspreek. Ek dink die een gaan so bietjie kontroversieel wees. Maar die eerste ding wat ek sê is, ek weet ons het 'n ongelooflike ver pad al gestap met vrouens in die bediening en met vrouens in die algeheel, maar ek weet vir 'n feit daar is nog 'n verder pad om te stap. As ons kyk na die
leierskap in die kerk, maar dit is net so bietjie ek wat 'n bietjie inkom met verteenwoordiging van vrouens in die kommissie van die algemene kerkvergadering en daar rond. Maar die kontroversiële ding wat ek wil aanspreek is, ons praat van gesinsgeweld en geweld tussen mans en vrouens wat mans bietjie aanvat. Ek het nou die dag met 'n saak teëgekom waar homoseksuele paartjie, waar die een man die ander man in die verhouding verbaal mishandel het en fisies mishandel het. En dit is 'n ding wat meer en meer gaan op ons tafels kom, en dit is ook iets waarna ons gaan moet begin kyk, waar homoseksuele verhoudings, waar daar mishandeling gaan wees in homoseksuele verhoudings, en hoe ons dit gaan hanteer, want dit is ook nou weer 'n heeltemal 'n ander speletjie as geweld tussen 'n man en 'n vrou, 'n man en sy kinders, of 'n vrou en haar man, want dit is nou tussen 'n man en sy man, of 'n vrou en haar vrou. So dit was net een ding, en my ander ding wat ek wou sê. Fanie, ek wil graag reageer. Ek dink 'n belangrike aspek wat ons moet maak in 'n situasie soos hierdie, is nie onderskeid tref in geweld nie. Jy het 'n geldige standpunt, ek stem 100% met jou saam. Maar dit voel vir my amper asof ons weer terugbeweeg na onderskeid in geweld. En dit is wat ons net nou probeer, of wat ons verwoord het, ten opsigte van daardie ander video insetsel. Ek dink dit vra 'n ander kyk seker na om die werklikheid van mekaar op die tafel te sit en te sê dat selfs in verhoudings van dieselfde geslag gaan hierdie tipe insidente ook plaasvind. Ek verskil net so klein bietjie ten opsigte van dat geweld moenie verskil omdat dit van verhouding tot verhouding verskil nie. Is die impak daarvan tog nie presies dieselfde nie. Dit bring leed, dit veroorsaak trauma. Dit is nie minder of meer aanvaarbaar, omdat dit van 'n man na 'n vrou na 'n man, homoseksuele paartjie na 'n lewensmaat toe gaan nie. So ek stem saam dat dit 'n ander kyk vra, maar ek dink tog die geweld wat gepleeg word, daar's nie 'n bepaalde onderskeid wat myns insiens wat getref behoort te word nie. Staan. Elmien, ek wil daarom op daai ernstige noot ook sê, toe jy nou gesê het dat jy weet nie eintlik wat ons studeer nie. Ek het ook vir 6 jaar geen idee gehad waarmee ek besig was nie. Toe Jaco, ek gaan die mic, ek is in beheer van hierdie mic. Ek gaan hom vir Gommie gee, vir Hanlie, en ons eindig daarvoor met Dominique Evelien, en dan sit of by daai deur uit of ons sluit af. Dankie my. Of ons gaan braai. Dankie vir die geleentheid. Mense wat my goed ken sal weet, ek is nie 'n maklike prater nie. Ek kan so uit die gehoor uit maklik iets opmerkings kry om die mikrofoon vas te hou. Dit is nie eintlik my ding nie. Ek wil net twee punte gehou, en nou die ander probleem is ons gedagte, kom ons deur jou brein en jy sukkel om hom vas te vang, partykeer as dit 'n rukkie vat. Dominee Bekes, dit wat sy gesê het, as mens gaan kyk waar mens 20 jaar, 30 jaar terug was en nou 10 jaar terug was en waar mens nou is. Enige iemand wat enige aspek van 'n samelewing of van finansies of iets ontleed, gaan kyk na momentum. En ek dink ons kan met 'n baie positiewe lig daarna kyk, want die saak van gelyke regte vir vroue
is op 'n vlak waar 'n baie goeie momentum is. En ek dink dis 'n baie goeie tyd om die momentum te behou en daaraan te werk. Die ander ding wat ek wil sê is, hoe spreek mens dit aan? Ek dink om by mans te begin is 'n baie goeie vertrekpunt. Ek dink ek kan met amper vrymoedigheid sê dat baie van die goed in die aanbieding wat ons vandag gesien het, raak baie mense direk wat jy kyk na dit en jy dink dis dalk dwars teenoor dit wat jy gewoond is. En dit is oor dat mense in 'n samelewing leef wat 'n spesifieke stigma het en daar word, ek dink wat baie belangrik is, woordewisseling wat gebruik word, woorde wat gebruik word en maniere wat daar op gepraat word. As mens dit kan verander. En ek dink dit sal 'n goeie ding wees om in die hervormde kerk so iets te loods, om die mans van die hervormde kerk tot op 'n punt te kry waar jy nie goed sê nie, en waar jy mense veroordeel wat goed sê. Want dis al hoe jy dit gaan regkry. Jy gaan 'n kultuur moet verander. En al waar jy dit kan verander is om die momentum te gebruik en dit deur te trek. Baie dankie. Baie dankie Gommie. Wie is daar nog? Daar sy. En dan daar agter by Dominee Marius ook asseblief. In 2004 was ek by die werk op 'n taakspan gewees en ons moes Rooiwal kragstasie besoek het. En toe ons werk klaar het, toe vra ek of ek badkamer toe kan gaan. Toe sê hulle vir my nee, hulle het nie vrouens badkamers nie. Ek is seker daar was 'n bossie of 'n boom. Daar vooraan, speaker. Goed, hy is aan. Ek wil dalk net, my lysie word langer, net die opmerking maak, dat toe ons opleiding ontvang het, kan ek onthou in dogmatiek is vir ons gesê, die kerk lei nie maatskaplike werkers op nie, maar wel teoloë. In 1940 is die NHSV gestig, en in 1978 het Jolanda Dreyer die groen lig gekry, dat vroue tot die ampt toegelaat kan word. Maar wat ek eintlik net wil uitwys, die projek wat Elrisha dan nou ook voorgestel het, ons kan ondersteun, die Thursdays in Black. Ek wil net graag die motivering lees en dis in Engels, want ek wil weet dat dit mans, vrouens en kinders insluit. Thursdays in Black is an advocacy campaign against gender-based violence, which encourages everyone to wear black on Thursdays. This shows that you stand in solidarity, protest and mourning for every child, woman and man that suffers from gender-based violence, but that you also bring awareness and hope. Dankie. Dankie Marius. Baie dankie. Ek wil regtig nie die geleentheid laat verbygaan nie. En ek wil met Mariaan spesifiek praat as ek mag. Mariaan, jy het net verwys na wat agter jou rug gesê is. Ek wil vanaand juis hier ook sê, ek het ook agter jou rug gepraat. En nie die feit dat ek nou agter jou rug staan nie, maar in tye wat dit met jou swaar gegaan het ek soos baie ander agter jou rug gepraat, maar nie wat jy dink nie. Wat ons wel gepraat het is om te dink en te sê, jy verdien regtig nie wat met jou gebeur het nie. Tot my skande moet ek vanaand sê dat ek byna 30 jaar in die kerk is en ek moet goed hoor wat ek nie bewus was van nie. Dis vir my jammer. Ek dink, hier sit van my klasmaats hier, as ons daarom moes geweet het, goed word so hanteer, as ek oortuig daarvan, ons sou ook anders opgetree het. Hoor dan maar nou net uit my hart uit, dat
dat ek ook wens en sou bid, nie bid, dat dit anders kon wees, ons weet dit kan nie, dis verby, maar ons het agter jou rug gesê, jy verdien dit nie, jy spesifiek verdien dit nie, en ek wens nou vanaand dat ek dit in jou gesig gesê het. Baie dankie, Dominee Marius. Kom ek sê vir julle, ek het nou een groot stuk beplanning gehad om hierdie trauma werkgroep af te sluit. Maar Marius, baie dankie, jy het die laaste woord gesê, kan ons die lied wat ons gaan sing op die tafel kry. En as julle nie dink hierdie was die mees gepaste afsluiting vir trauma nie, nee, dan weet ek regtig waar nie wat is die pad wat ons moet gaan stap nie. Let asseblief die woorde wat in hierdie volgende lied geprojekteer word. Ek vra dat julle asseblief sal opstaan en let op die woorde in hierdie lied wat ons sing en spesifiek die opdrag wat ons as 'n gemeenskap van gelowiges vir mekaar sê en wat ons ook van hier af verder kan saamvat. Ek sê die laaste woord van my kant af. Ek wil nou vir julle sê, ek is nou damn bly. Hierdie 3 aande is nou verby. Nou kan ons gaan rus en nou kan ons vir die volgende gedeelte van die 2 dae van die amptelike vergadering wat voorlê, kan ons gaan voorbereiding doen. Van my kant af, as die werkgroep voorsitter vir trauma, baie dankie. Ek wil aan elke voorsitter van die verskillende werkgroepe wat reëlings getref het, die persone wat saam met julle al hierdie beplanning gedoen het, wil ek vir julle sê baie dankie. Ek wil met vrymoedigheid vir julle sê baie dankie vir die terugvoer, vir die openingsaand. Dit het vir my nogal regtig waar 'n besondere betekenis gehad, hoe ek aan mense terugvoer kon gee, dat hulle verhaal wat hulle kon vertel het in 'n stukkende wêreld, vir mense baie waardevol was, dat dit 'n verskil kon bewerkstellig het. En van my kant af vir julle, baie dankie, seënwense, baie sterkte. Trauma word beskryf as 'n verwonding of 'n letsel. Kan ek vir jou vra, wanneer jy 'n letsel sien, wat sien jy? Wanneer jy 'n letsel sien, wat sien jy? Wie wil waag om 'n antwoord te gee? Seer kry. Hoop. Seer kry. Hoop. Oorlewing. Roy? Baie dankie, Steven. Dis hoekom ek nou gesê het jou persepsie. Wanneer jy na 'n letsel gaan kyk, gaan jy een van 2 gedagtes oproep. Jy gaan 'n herinnering hê aan dit wat seer is. Maar 'n letsel is ook 'n getuienis van gesond word. Kom ons sluit af met die volgende lied. Come out of sadness from wherever you've been.
Ons was nou op so ongelooflike hoogtepunt wat hierdie afgesluit het. Ek het vir Jaco gesê, vroeër vanaand, trek in vanaand se sessie die lyne by mekaar oor wat gebeur het oor hierdie paar dae. En hy het gesê, hy dink, ons sal vroeg klaar kry vanaand. Maar hy het ook gesê, maar kom ons, laat die gesprek loop en ons kyk wat gebeur. En dit was vir my 'n absolute voorreg om vanaand ook hier te kon wees. Dankie vir wat julle gedeel het, dankie vir wat julle gesê het. Ek dink nie daar was in 'n geval in die tyd wat ek in die kerk werk, ooit 'n geleentheid waar hierdie sake so openlik en met soveel respek vir mekaar, met soveel sensitiwiteit en met soveel passie ook bespreek is nie. Baie dankie daarvoor. Ek wil vra dat ons vir Jaco wat hard gewerk het in hierdie hele symposium deur hier was, 'n groot handeklap gee vir sy inset daar. Jaco, jy word vorentoe geroep deur die groot baas. Jy het nie veel van 'n keuse nie. Waar jy die fout maak, is hy's 'n diaken for life.